Hartlik goeiemôre geliefdes, ek is Dominee Adrian Bester van die Afrikaanse Protestantse Kerk, Baaklie Oos, hier in die Oos-Kaap, en dis vir my 'n voorreg om vanoggend weer saam met u in die woord van die Here te delf. Ons kyk dan vanoggend na Filippense hoofstuk 2 en ons lees saam daarvan vers 1 af. Paulus skryf, as daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. En dan sê hy, moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. En dan sê hy, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Nou, Paulus se brief aan die Filippense word dikwels sy brief van blydskap genoem, en nou sê hy vir die gemeente dat hy reeds blydskap het, maar dat hulle sy blydskap volkome sal maak, deur eensgesind te wees. Jy sien, broers en susters, daar is niks niets onder die son nie. Eensgesindheid was nog altyd 'n probleem in die kerk. Dit was nog altyd 'n probleem onder mense. En daar sien ons dan dat die apostel Paulus vir die gemeente skryf oor blydskap. Hy sê, maak dan my blydskap volkome. Nou, die Filippense het vir die apostel Paulus in baie opsigte blydskap verskaf. Hy kon hom verbly oor hulle geloof in die evangelie en oor hulle ywer vir die koninkryk en hulle meelewing met Paulus se bediening, maar daar het nog iets ontbreek aan sy blydskap. En dan sê hy vir hulle, as julle my blydskap volkome wil maak, as julle my regtig gelukkig wil maak, as julle my regtig wil bly maak, is daar nog een ding wat julle kan doen. As julle my blydskap volkome wil maak, kan julle dit doen, deur eensgesind te wees. Want daar het eenheid onder hulle ontbreek. Deur die sondeval is daar ook in hierdie prysenswaardige gemeentetjie in Filippense 'n gebrek aan eenheid. Daar was soms tweedrag en partyskappe, want hulle was soos almal van ons ook maar 'n klomp sondaars, soos almal van ons ook maar geneig tot tweedrag en partyskappe. Paulus sê vir hulle, al waarvoor ek vra, en al wat ek wil hê, is dat julle eensgesind moet wees. Dis opvallend, vir alles 'n mens onthou, dat Paulus nog in Rome in boeye sit, en dat hy enige dag die doodsvonnis kon ontvang, daar was die moontlikheid dat hy gemartel kon word. Paulus sou kon sê, al waarvoor ek wens, of al wat ek wil hê, is om onskuldig bevind en vrygelaat te word. Maar Paulus dink nie aan homself nie, hy plaas die gemeente se welsyn bo sy eie, en dan definieer hy hierdie eensgesindheid. Hy wil hê dat hulle eensgesind moet wees, maar dit moenie 'n kosmetiese, bo-langse oppervlakkige plastiek eensgesindheid wees nie. Dit moet 'n eensgesindheid wees, wat daarin gegrond is dat hulle dieselfde liefde het. Hulle moet verenig wees in hulle liefde vir mekaar. Dit moet die kenmerk wees van die onderlinge verhouding in 'n gemeente. Van gelowiges se verhoudings met mekaar. Dink maar aan wat die Here Jesus sê in Johannes 13 vers 35. Sy sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Ons het nie ander lief omdat ons presies dieselfde oor alles dink of met mekaar saamstem oor alles of van die ander persoon hou of by hulle aanklank vind nie. Dit is so dat mens beter oor die weg kom met sommige mense as met ander. Party mense se persoonlikhede trek jou aan, terwyl anders in jou afstoot. Mens kom nie ewe goed met almal oor die weg nie, dit is so. En dit was in die gemeente in Filippi ook so, en dis vandag nog so. Nee, ons moet liefde onder mekaar hê, omdat dit
'n opdrag van Christus is. Ons moet mekaar lief hê, omdat dit die kenmerk is van ware disippels van Jesus Christus. En uit hierdie liefde sal daar dan eenheid kom. Kom ons bid saam. Here, ons wil vir U vra dat U in elkeen van ons sal werk, dat U vir ons die vermoë sal gee, dat ons die krag sal ontvang, die genade sal ontvang, om mekaar lief te hê, om ons geringe klein verskille opsy te skuif, om die eenheid van die gemeente en die heerlikheid, die verheerliking van Christus te soek. Ons vra hierdie dinge in Jesus naam. Amen.